Lekker Paul, ons duik so 'n bietjie dieper in ons reeks wat sê heeltemal nuut. Christus sê 3 goeters kom heeltemal nuut doen, 'n nuwe verbond wat beteken 'n nuwe benadering tot God. Die manier hoe ons 'n verhouding het met God lyk anders van dat Jesus gekom het. 'n Nuwe gebod. Ons gaan vandag stil staan by wat is die rol van die wet en ons gaan uiteindelik eindig by 'n nuwe beweging, 'n nuwe opdrag wat die Here vir ons gegee het as die kerk. So vandag staan ons stil by hierdie vraag as Christen. Watse rol speel die wet nog in my en jou lewe, nou dat Christus gekom het om die wet te vervul? So watse rol speel hy, wat is die doel van die wet, hoe moet ons dink aan die wet en hoe moet ons dit integreer in ons lewe? Ja, ek dink Roan, voordat ons dalk by die wet kom, het ons net praat oor God se ewige plan, hè? God se ewige plan is dat die mens moet lewe Yes. en dat hy in verhouding met God moet staan. Die sondeval het dit totaal en al kom versteur, daar's afstand. En nou dink ons, die Here kom herstel die afstand deur iets soos die wet. Ja, En dis glad nie die geval nie. Ons sien al dat Jesus voor tyd was hy God se plan gewees, God se ewige plan gewees. En ek wil graag vir ons lees hier in Efesiërs 1 vers 4. Hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het, dis nou in Christus, voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom te staan. ja, So voor die grondlegging van die aarde Ja. is Jesus God se plan. yes, En ek dink dis net 'n belangrike ding Ja. om te sê voordat hy oor die wet begin praat. yes, Ek dink dit word bevestig in Matteus 17 met die berg van verheerliking, waar Jesus sy disippels vat, hulle is bo op 'n berg, God se teenwoordigheid is op die berg, 2 Ou Testamentiese figure, Elia en Moses, verskyn daar, wat onderskeidelik simboliseer die wet en die profete, nie. Moses die wet, Elia die hele Ou profeet. Testament Dis in eintlik verband. alles. Ja. Jesus is baie prominent, Nuwe Testament, Ou Testament, Ou Verbond, Nuwe Verbond, en hier's hulle almal saam, en wat sê God? Dis my geliefde seun Jesus, in wie ek 'n welbehae het, luister na hom. Ja. So dis asof die wet en die profete, nie asof nie, werklik, Ja. die wet en die profete vervulling vind in Yes. Christus. So 'n paar goed dalk oor die wet wat ons kan sê, die wet wys wat sonde is. Ek dink aan Romeine 3 vers 20 wat sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. 2 goed wat daar staan, ons kan nie geregverdig word deur die wet nie, maar dis die kennis van sonde, so dit wys jou wat is reg en verkeerd in jou lewe. Ja, dis soos 'n spieël, nê. Yes. Goeie vergelyking, jy gaan staan voor 'n spieël elke oggend, elke nou en Ja. dan net seker maak alles is nog reg, Ja. en die spieël wys vir jou wat's verkeerd. Yes. En ons kan maklik daar eindig, nê, as Christene. Ja, ja. Jy weet, wat is verkeerd, en ons kom nie uiteindelik By oorwinningslewe luister vir nie. my seun. Ja, kom by die Jesus nie. seun uit nie. Dit wys, die wet wys dat ons 'n behoefte het aan 'n verlosser. Ons het 'n verlosser nodig. Galasiërs 3 vers 24. Eintlik die hele Galasiërs 3, ons gaan nou dit so 'n stukkie lees nog verder, maar praat eintlik oor wat die rol van die wet moet wees. Maar 24 sê die wet was dus 'n tugmeester na Christus toe. Sure, die wet wys die heeltyd net na Jesus toe, nê? ja. En dit wys vir jou eintlik hoe Ja. sleg jy is. Yes. En dat ons 'n behoefte het aan 'n verlosser, dan die wet kan jou nie red nie. Ons het dit reeds gesê, wat vir die wet onmoontlik was, sê Romeine 8 vers 3, het God gedoen deur sy seun te stuur. Ek dink aan 'n koorspen, nee, 'n koorspen kan jou nie gesond maak nie. 'n Koorspen wys net dat jy koors het. Ja, verseker. Ek dink weer aan 'n X-straal masjien of 'n MRI masjien Ja. of 'n bloedtoets, nê? Yes. Dit dis baie goed om te diagnoseer, maar dis nie goed om gesond te maak So nie. dit wys net daarna toe. Saam met die wet kom daar ook, en dis wat ons ook baie keer verwar van die Ou Testament is saam met die wet in die Ou Testament is daar ook 'n verbondstelsel, 'n stelsel, 'n godsdienstige stelsel gewees rondom die tempel, die offers, die priesters, die feeste, die besnydenis en al daai tipe van goeders. Waar pas dit in? Ja, ek dink dat Kolossense 2 vers 17 Yes. gee vir ons 'n goeie kyk in dit in. Hy praat van al hierdie goeders wat jy moet eet, die Sabbat, van die feeste. Dis alles 'n skadubeeld na Christus toe. Yes. So baie keer hou ons onsself besig met die skade wees
En kom ons praat oor 'n paar skaduwees van die Ou Testament of die Ou Verbond, die tempel byvoorbeeld, fisies in Jerusalem gestaan. Jesus word die nuwe verteenwoordiger van die tempel. Hy word die tempel en dit kom woon binne in elke liewe mens. En nou is die tempels oral rondom oor die wêreld versprei. Ja, die offer. Ek dink nog iets, die offer in die verlede het moes 'n dier se bloed vloei en gespat word op daai offertafels en Jesus word die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Offer, die nuwe nuwe priester. Ja, nuwe priester. So daar was baie priesters wat in daai tyd gefunksioneer het, maar daar was een hoë priester wat die verantwoordelikheid gehad het om een keer 'n jaar in die allerheiligste te gaan om vergifnis te vra vir die sonde van die volk. En Jesus word die nuwe hoë priester wat tussen ons en God staan, wat die weg, die waarheid en die lewe word. En dan natuurlik die besnydenis. Baie bly is maar net 'n skaduwee. Ja. Ek kan nogal dink Abraham se gesigsuitdrukking toe God vir hom sê, as 'n teken van hierdie verbond wat ek met julle sluit, moet almal nou besny word, nê? So daar is 'n besnydenis wat plaasvind, maar gelukkig is dit nie aan ons fisiese liggame nie. Dit is 'n besnydenis van die hart en die Here kom doen iets hier in die binnekant van 'n mens. Ek wil graag vir ons afsluit deur om Galasiërs 3 te lees. Die opskrif sê, en dit is net konteks oor Galasiërs 3 is die ouens in Galasiërs het in Jesus geglo, maar dis asof hulle wou teruggryp aan die wet. Jesus se redding is nie genoeg nie. En daarom wil hulle, teruggaan in allerlei ou goed. En so dit sê die wet is onmagtig om te red, maar dit lei na Christus en die geloof. So hy sê, hy haal hulle eintlik so 'n bietjie uit. Hy's eintlik so 'n bietjie frustreerd met hulle in Galasiërs 3. Julle kan saam as klein groep net die hele ene lees as jy wil. Ek gaan net so 'n paar verse uithaal. Maar vers 1 sê, o onverstandige Galasiërs, weet julle betower, dis asof hulle onder 'n spel is weer, om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Is julle dan onverstandig? Nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou weer op met die vlees. Julle gryp terug. En ek dink dit is in sy eie lewe so gewees, want hy was 'n fariseer gewees, hy was 'n wetsgeleerde gewees. En hy besef ook, hoe kan die wet daai rol, amper al 'n verkeerde rol in jou lewe speel, as dit jou nie bring na Christus toe nie. En dan, vers 11, gaan hy verder, hy sê, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word, is duidelik, want die geregverdige sal uit geloof lewe. Dit wys, dis wat ons sê vandag, dit wys na Christus toe. Ek en jy Kaap toe ry en ons kry hier buitekant vereniging 'n bordjie wat sê Kaapstad 1600, ons stop nie daar nie. Dis 'n skadu, dis 'n aanwysingsbord wat wys na Christus toe. So volgende week gaan ons 'n bietjie praat oor, as ons nou aankom by Christus in die Kaap, wat beteken dit vir my en jou lewe om in Christus te wees? Dankie.